Jesus. Wie kan met U vergelyk? En ek val neer in aanbidding elke keer as ek vir U kyk, met hande omhoog sal ek U loof, want U is waardig, Heer, U is so waardig, Heer, vir U sal ek sing, my dankoffer bring, want U is waardig, Heer, U is so waardig, Heer, lieflike Lam. En mooiste, ewige Jesus, wie kan met U vergelyk? En ek val neer in aanbidding elke keer as ek vir U kyk, met hande omhoog sal ek U loof, want U is waardig, Heer, U is so waardig, Heer, vir U sal ek sing, my dankoffer bring, want U is waardig, Heer, U is so waardig, Heer, lieflike Lam, lieflike Lam, o lieflike Lam, en halleluja, en halleluja, 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 ons koning regeer, en halleluja, halleluja,
met hande omhoog, sal ek U loof, want U is waardig, Heer. U is so waardig, Heer. Vir U sal ek sing, my dankoffer bring, want U is waardig, Heer. U is so waardig, Heer, lieflike Lam. Ons Bybelverhaal hierdie week gaan oor Simson. Dit klink amper soos Samsung, die foon se naam. Maar Simson se naam beteken son en skild. En ons lees ook hierdie vers in Psalm 84 vers 12. 'n Son en 'n skild is die Here, my God. Hy sal die goeie nie weerhou van hulle wat doen wat reg is nie. Die Boodskap Bybel sê dit as volg: Die Here God wys vir ons wat ons moet doen en beskerm ons in gevaar. Hy gee vir ons dinge wat ons nie verdien nie, omdat ons reg lewe. Simson se lewe het 'n hele paar boodskappe in. Een waarvan was dat hy aan God gehoorsaam moes wees en 'n paar voorwaardes moes nakom. Hy mag sekere goed nie gedrink het of geëet het nie, en die grootste een was, hy mag nie sy hare gesny het nie. Simson was vir 'n paar jare 'n baie goeie leier gewees, totdat hy met die vyand vriende geword het en God se reëls gebreek het. God het 'n wonderlike plan vir my en jou lewe, maar daar's ook 'n paar voorwaardes wat ons moet nakom, soos wat ons in Psalm 84 gehoor het. Al maak ek en jy foute, en al kom ons baie keer op plekke uit, soos wat Simson in sy lewe in die tronk uitgekom het, weet net, God bly my en jou son en skild, en hy wil vir ons goeie goed doen, al maak ons foute. Mooi bly tot volgende week. Goeiedag, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek is bly jy skakel in en ek vertrou dat hierdie boodskap in jou hart gaan inspreek. In hierdie week wat verby is, en ek weet, verlede naweek het ons bietjie ons getuienis bring hoe dit ons deur COVID is en dit, maar in hierdie week het ek van so baie hartseer gehoor en sommer skokkend baie keer wanneer ek hoor van iemand wat siek is en net nie meer daar is nie en so aan, en die gedagte het my hier in my kop gemaal en ek het goed gedink om vandag 'n bietjie te praat oor die hartseer, die verlies en ons maar teleurstelling, wanneer goed nie presies gaan soos wat ons dit wil hê nie, maar hoe om die hartseer en die verlies en teleurstellings te hanteer, en dan ook die sekerheid net dat dis 'n werklikheid en ons kan nie maak asof dit nie so is nie. Ek wil net begin op 'n ligte noot, en dit is nie 'n ligte onderwerp nie, maar ek dink maar aan die grappie, want ek dink baie keer is ons as gelowiges, is ons maar so, jy weet, en dis die grappie van hierdie gelowige wat toe in die hel opeindig om een of ander rede, ek weet nou nie wat die rede daarvoor is nie. En sy kerk het hom geleer dat hy moet net glo, hy moet net bid, en hy moet net positief bely, dan sal alles regkom aan die einde van die dag. En alles sal oukei wees, en hy hoef oor niks te bekommer nie. En hy loop nou daar, en hy is in die hel, en Jesus is nie daar nie, en al wat hy vir homself die hele tyd sê, dis nie so warm nie, ek is nie hier nie. Dis nie warm nie, ek is nie hier nie. En op die manier probeer hy om hierdie negatiewe situasie van hom om te draai in 'n positiewe. Nou, dis net 'n joke, 'n storieetjie om net vir jou te sê. Baie keer is ons as gelowiges ook so. Ek dink baie keer dink ons, as ons nie aan iets dink nie, of as ons nie iets sê nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Maar ons almal weet ook, dat ons leef in 'n regte wêreld. En in die regte wêreld, dan gebeur die goed nie altyd hoe ons wil hê dit moet gebeur nie. En wanneer dit by hartseer kom, jy weet daai teleurstelling wanneer iets gebeur en ons huil daaroor of ons is hartseer daaroor, dan moet ons almal op 'n manier leer hoe om dit te hanteer. Ek onthou en ek dit met my swaar geleer, hulle het kinders gehad voor ons gehad het
En ek het wat ek eintlik geleer het is dat dit is nie hoe jy doen nie, want sy seentjie kom eendag by hom en hy sê vir hom hy wil iets hê en hy sê vir hom nee, jy kan dit nie kry nie. En die seentjie het baie hartseer begin huil. En hy sê vir hom, wat's fout met jou? En die seentjie antwoord, hy sê, maar ek wil dit hê. En sy antwoord op daai stadium, ag en hy was ook nog jonk, ek seker hy het later beter gedoen. Sy antwoord op daardie oomblik is, ek wil 'n Lamborghini hê. Ons kry nie altyd wat ons wil hê nie. Live with it. Nou ek het nou gedink, dis nou nie regtig hoe ons dit hanteer nie, maar ek moet ook sê dat dit wat die seentjie wou hê was nou onmoontlik op daai oomblik in die hande te kry. Nou dis nie hoe ons kinders leer hoe om hartseer te hanteer nie, maar die waarheid is dat ons moet ons kinders ook leer hoe om hartseer te hanteer, maar baie keer is dit moeilik, want ons het self nog nie geleer hoe om dit te hanteer nie. En hartseer is deel van ons menswees. Ek onthou, toe my kinders baie klein was en een van hulle katte, 'n troeteldier is dood. En nou moet jy deur hierdie hartseer vat van hierdie kat wat dood is. En die maklike manier vir ons partykeer is, nee man, ons koop net 'n ander kat. Moenie bekommer nie, ons kry vir jou 'n ander kat. Ek onthou hoe Kyle op 'n stadium hartseer was oor 'n vis wat dood was. En ons oplossing was, ag, ons kry maar net 'n ander vis. As alles in die lewe, laat ek sê, al die hartseer in die lewe so maklik was om reg te stel, dan was daar baie min hartseer in die lewe, want dan is alles waaroor ons hartseer is maar net vervang. Maar ons weet dit werk nie so. So of dit nou 'n troeteldier is, partykeer is dit iets so belaglik soos 'n speelding wat breek. En dit maak ons baie hartseer. En dan word ons groter. En dan is daar ander hartseer wat ons moet hanteer, en dan is dit liefdesteleurstellings. Dan huil ons oor iemand wat nee gesê het en ons het gehoop sy gaan ja sê of hy gaan ja sê. Ons word nie gekies vir 'n span nie. Nou moet jy daai teleurstelling hanteer van ek is nie gekies vir die span nie, en dan aan die ander kant ook weer ek is nie goed genoeg nie. En om daai teleurstelling van ek is nie goed genoeg nie te hanteer, vat baie keer 'n leeftyd. Baie keer wanneer ons nou volwasse is, ons begin werk of doen aansoek vir 'n werk, dan moet jy hierdie hartseer of hierdie teleurstelling van ek het nie die werk gekry nie, moet ons hanteer, of ek het my werk verloor baie keer, en dan is dit in die tyd veral waar ons nou is dit glad nie eers jou skuld nie, maar jy het jou werk verloor. Maar dan kom ons by die regtig intense hartseer, wat totaal nie vervangbaar is nie, en dit is wanneer iemand naby aan jou siek word of afsterf. En daai hartseer, weet ons, jy kan dit nie net van die tafel afvee en maak asof dit nie hartseer is nie. Ons kan nie maak asof dit nie gebeur het nie. Ons kan positief bely soos wat ons wil. Ons kan die regte goed sê soos wat ons wil. Maar partykeer gebeur dit, dat 'n man of 'n vrou, 'n pa, ma en 'n kind, vriend, familie, 'n familielid of 'n kennis afsterf. En ons moet daai hartseer moet ons hanteer. Dis werklikheid. Hierdie hartseer moet jy erken en dit dan ook verstaan. Ons kan nie net maak of dit nie gebeur het nie, want dit is 'n realiteit. Daar is geen plek in jou lewe, dink ek, waar jy jouself kry, waar jy so magteloos is, soos wanneer jy so verlies gely het. Want ons weet, dan kan jy net niks daaraan doen nie. Ons moet daardeur werk. En die meeste van ons het maar verliese op een of ander stadium in ons lewens. En ek het nou gesê, die afsterf van 'n geliefde, maar ook pynlike en baie keer vernietigende egskeidings. Wanneer 'n verhouding nie uitwerk nie, opbreek van 'n huwelik, kinders wat na jou kyk met groot oë, want die kinders ly die ergste daarop. Iemand wat met kanker gediagnoseer is. Iemand wat moet leef met kanker en hierdie behandeling deurgaan, en elke keer is dit net 'n slegte ervaring. En in die week praat ons en iemand sê, nee, daai ou het kanker, het jy nie gehoor nie. Ek sê, nee, ek het nie gehoor. En die hartseer van dit, van die slegte wat daarmee gepaard gaan, gryp my so in my hart en ek dink net daaroor. En dan soos ek nou gesê het, jy's baie keer moet jy hierdie teleurstelling van 'n werk wat jy verloor en daar is nie werk nie en jy sit sonder werk vir maande. En ek wil nie die negatiewe nie, maar wanneer iemand siek is, wanneer daar 'n paartjie wat sukkel om swanger te raak, wanneer daar 'n miskraam is, hierdie goeters is so deel van ons menswees, beklei en argumente, en dan moord en roof en al die slegte goed wat in ons samelewing gebeur, en ek weet baie van ons sit en ons moet hierdie verliese op een of ander manier hanteer. En ek wil vandag so 'n bietjie met jou praat daaroor. Dink in die eerste plek besef ons partykeer net ons totale magteloosheid.
Dis net daai besef van, ek kan niks aan hierdie situasie verander nie. Ek moet nou deur hierdie situasie leef en werk op een of ander manier. En dis die teksvers, en ek is amper versigtig om dit weer aan te haal, maar die teksvers wat ek nou half my lewe opbou, Matteus 5 vers 3, wat sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is die wat weet hoe nodig het hulle God. Die mense wat net verstaan dat ons kan nie sonder God nie, ons het hom net nodig. En baie mense, in steede van om dit te verstaan, dat in daai tyd het ons God meer nodig as ooit, dan verdoof hulle daardie pyn deur ontkenning, deur net nie daaroor te dink nie, daaroor te praat nie, en baie mense blameer God, en nou is hulle kwaad, en dan is dit maklik om vir God kwaad te wees, en in ander kere, dan gryp mense na die een of ander substance, die een of ander iets, wat hulle kan drink, wat daai pyn net vir 'n kort rukkie verdoof, en net so bietjie laat weggaan. Baie keer is dit alkohol, maar baie keer is dit pille, of dwelms, of wat dit ook al mag wees. Ons gryp na hierdie goed, en ons dink dit gaan vir my verligting bring, en ons dink dit gaan die pyn wegvat, maar die feit is dat wanneer jy daar uitkom, dan is dit net erger, want die pyn is nog steeds daar, jy dit nie hanteer nie, jy dit net so bietjie onderdruk. Ek lees in 'n boek, en iemand haal vir Jonathan Edwards aan. Nou, Jonathan Edwards het in die 1700s geleef, en hy skryf in daardie boek oor Job, die Ou Testament Job. En hy sê hierdie woorde, hy sê eintlik is die storie van Job elkeen van ons se storie. En ek weet nie of jy Job se storie gelees het, maar dis 'n moeilike boek om te lees, want 90% van hierdie boek gaan net oor hoe sleg dit met hierdie arme man gaan, en hoe dat mense kom en raad gee wat glad nie help nie, en hoe dat hy self wanhoopig raak eintlik daar op 'n stadium. Maar dan aan die einde van Job, hoe dat God daar is om hom op te tel, ook uit hierdie ellende van hom. Maar net so kort, Job se storie, ons lees daarvan in Job 1. En die storie wat ons daar lees is dat eendag toe Job se seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis, toe kom 'n boodskapper by Job met die nuus, die osse was aan die ploeg en die donkies het langs aan gewy. Sê, toe oorval mense uit Skeba ons en hulle roof alles. So hulle steel alles wat op daai oomblik daar was. Die volgende vers sê die volgende, hy was nog besig om te praat, toe kom daar iemand en sê, weerlig het die klein vee doodgeslaan. En vers 17, net die volgende vers sê, hy was nog aan die praat, toe kom iemand en sê, al die kamele is geroof. En vers 18 sê, hy was nog besig om te praat, toe kom iemand en sê, jou seuns en dogters is dood in 'n ongeluk. Nou, Jonathan Edwards kom en sê, hy sê, Job verloor alles in een dag. En jy verloor daarom nie altyd alles in een dag nie, dit vat gewoonlik 'n bietjie langer, maar hy verloor alles wat hy het in een dag. En ons het so gesegde, wat ons so baie vir mekaar sê, it never rains but it pours. Want het voel vir ons baie keer dat wanneer goed skeef loop, dan is dit die een ding op die ander, die een ding op die ander, en op die einde van die dag, dan is dit wanneer jy daai desperaatheid kry, wat jy laat uitroep en sê, waar is God in al hierdie dinge wat gebeur? Die storie gaan aan, en die Bybel sê nou, nadat hy al sy materiële goed verloor het, en nadat hy sy kinders verloor het, dan kom die Bybel en sê, maar pynlike swere van sy kop tot sy tone, Job word baie, baie siek. So letterlik alles wat met 'n mens kan verkeerd loop met hierdie man verkeerd. En al is dit daar net om vir ons iets te illustreer van God se teenwoordigheid in ons lewens. Maar Job se vrou kom by Job in Job 2 vers 9 en sy sê vir hom hierdie woorde, hoekom hou jy aan om die Here te dien? Ek sit vanoggend, en dit is nou vroeg vanoggend, sit ek en ek lees hierdie teksvers. Sy vrou kom by hom en sy vra vir hom hierdie woorde, hoekom hou jy aan om die Here te dien? En dit is asof die vraag sommer hier in my hart opspring. Ek staan daar en ek dink, Johan, hoekom hou jy aan om die Here te dien? En iets wat ek die laaste ruk op 'n paar geleenthede gesê het. Ek het nie blinde geloof nie. My geloof in my God is gebou oor jare. Die bewyse van God se hand in my lewe en sy betrokkenheid in my lewe en hoe dat hy my deur baie, baie moeilike tyd in my lewe tot nou toe gedra het. Maak dat dit vandag vir my die moeite werd, soos as iemand my ooit nou sal vra, hoekom hou jy aan om die Here te dien? Dan is dit eintlik vir my 'n baie maklike vraag om te antwoord, en ek wonder vir jou, hoekom dien jy die Here? Want hy bewys homself, hy's daar vir ons en hy help ons. Sy vrou se raad aan Job is, vloek God en sterf. Sy sê, hoekom sal jy aanhou om die Here te dien? Sterf net en kry dit agter die rug. En ek lees Job se reaksie daarop, en ek het dit al baie in my lewe gelees.
Maar vanoggend toe ek dit lees, dit voel vir my net, dit spreek so met my, veral vir waar ons nou op hierdie oomblik in ons lewens trek. Job antwoord daar op die volgende manier. Hy sê vir haar, jy praat soos 'n mens wat God glad nie ken nie. Jy praat soos 'n mens wat God glad nie ken nie. En dan sê hy hierdie woord, en ek nooi hom net mooi te luister. Hy sê, ek het die goeie geskenke uit God se hand aanvaar. Hy sê vir haar, toe dit met ons goed gegaan het, en ons het al hierdie oorvloed vee gehad, en diere gehad, en guns geniet, en ons het seker geld gehad, en oorvloed gehad, en alles. Hy sê, ek het die goeie geskenke uit God se hand aanvaar, en dis waar ons baie keer is, wanneer dit met ons goed gaan, is dit so maklik om te sê, God is goed. Maar hier kom hy nou by die ander kant van die saak, hy sê, moet ek nie nou ook die slegte aanvaar nie? Jy sien, ons hou daarvan om God te loof wanneer dit goed gaan. Maar wat ek leer is, dis juis in daai tye, krisistye, moeilike tye, daai wanneer mense sê, hoekom sal jy aanhou om die Here te dien oor goed gebeur? Wanneer ek dit dan regkry om my hande op te steek en sê, loof die naam van die Here want hy's goed, dis die oorwinnings in my lewe, dis die goed wat my sterk maak, dis die goed wat maak dat ek deur al daai tye kan kom. En die Bybel kom en nadat Job gesê het, moet ek nie ook die slegte aanvaar nie, dan sê die Bybel vir ons, Job het steeds niks verkeerd gedoen of gesê nie. Getrou gebly aan God se woord en wat God hom opgedra het om te doen. Baie keer dink ek wat ons meer verwar in Job se storie, want jy sien wanneer jy die Bybel nou lees, dan sien jy nou hier's 'n gesprek en Job weet niks daarvan nie, maar al hierdie teëspoed tref Job en wat ons eintlik verstaan is Job verdien dit nie. Want Job, die Bybel beskryf hom as 'n vroom man. Hy was 'n goeie mens gewees. En ek dink dis baie keer wat my en jou so moedeloos maak is, jy weet ons doen alles reg. Ons vertrou die Here, ons glo, ons bely, ons bid, ons verklaar God se wil en plan oor ons lewens. En dan loop dinge verkeerd. Ons doen alles reg. En dinge gebeur nie soos dit moet gebeur nie. En 'n paar weke terug het ons gesê die lewe is nie regverdig nie. Maar Job maak dit mooi vas, hy sê, ja, ontvang die goeie by God, ek moet ook partykeer wanneer die slegte goed met my gebeur, dit ook aanvaar. Job is die voorbeeld van 'n man wie se geloof letterlik onwrikbaar op God gebou is, en ook sy totale afhanklikheid van God. Hy sê in Job 1 vers 21, gaan hy aan en hy sê hierdie woord, hy sê, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. En hoor net mooi, ek het dit so baie al gehoor wanneer mense dit sê. Sê die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. En weer eens, ek vanoggend sit en sommer net daai sinnetjie dink. Die Here het gegee en die Here het geneem. En ek onthou 'n boek wat ek gelees het en ek gaan soek dit en ek sit my hand op die boek. Dis 'n boek van Derek Prince. En hy sê die volgende, en hy wil dit vir jou aanhaal. Hy sê, there's a very important question you need to ask yourself. Do you trust God? Ek wil jou vandag vra, vertrou jy op God? Do you trust God? Maar dan gaan hy verder, hy sê, do you trust God to choose? Vertrou jy God? Ook om te kies wanneer dinge moet gebeur in ons lewens. Dis 'n belangrike vraag in almal van ons se lewens. Want ek sê weer, dis maklik om die goeie uit God se hand te ontvang en om te loof daarvoor. Maar wanneer daar hartseer en teleurstelling is, wanneer hierdie slegte goed gebeur, dan is dit baie maklik partykeer om kwaad te word vir God en te beklei daaroor. Vertrou jy God? En vertrou jy ook God om te besluit wat reg is, wat moet gebeur? Baie mense, veral wanneer ons 'n geliefde verloor, dan sukkel ons om hierdie vraag te antwoord. Die Here het gegee, die Here het geneem, loof die naam van die Here. Nou Derek Prince gaan aan en hy sê, if you trust God to give, do you also trust Him to take away? It's completely illogical to only trust God to give and not take away. Many of us need to ask ourselves, do I trust God? Do I trust His choice? Do I trust His timing? When you can come to the point of trusting Him, you will be a much more
peaceful person. Ek weet daar's 'n klomp teologie in dit vasgevat. Maar terwyl ek hierdie teksvers lees en oor hierdie gedagte dink, die Here gee en die Here neem, loof die naam van die Here. Terwyl ek hierdie lees daaroor dink, besef ek net dat eintlik wanneer ons lewens aan hom vertrou, dan beteken dit ons vertrou hom vir die slegte goed wat ook in ons lewens gebeur en die sekerheid dat hierdeur draai ons. En uit my getuienis van die vorige paar weke, hoe dat ek die Here vertrou, die vrede gehad het dat hy met my was. Ek dink dit is net 'n wonderlike plek om op te wees wanneer jy weet jou lewe behoort aan God. En jy kan saam Paulus sê of ek leef en of ek sterf. Maar nou kom die Bybel, nie is die teksverse wat ons baie keer skuldig voel oor. Want mense sal dit soms so drop by ons wanneer ons nou nie so lekker voel nie. Filippense 4:4 wat sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. En dan besef ons baie keer is ons 'n situasie waar dit nie so maklik is om bly te wees nie. Psalm 100:2 sê, dien die Here met blydskap en kom voor hom met gejubel. En ek het al baie myself op 'n plek, ek weet nie of jy nie, maar waar jy self op 'n plek kry waar dit nie so maklik is om blydskap te wys en te jubel nie. Hier binne is dit seer. Hier binne is 'n klomp beklei en hier binne in jou is 'n klomp vrae. Hier binne in jou is sommer 'n klomp onsekerheid en partykeer net 'n uitroep en sê, Here, waar is U wanneer hierdie goeters gebeur? Dis nie altyd maklik nie. Daar's altyd 'n tyd om hartseer natuurlik. Bybel sê vir ons in Prediker 1:1, elke ding het sy vaste tyd. En vers 4 sê daar's 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om met blydskap te dans. So daai tye is daai, Bybel maak dit vas. En daarom is dit oukei om hartseer te wees. Ek sê nie ons moet nie treur nie. Ons moet treur. Ons kan nie anders as om te huil oor teleurstelling. Ons kan nie anders om te huil as om te huil oor die dood van 'n geliefde nie. Dis deel van ons mens wees. En nou die dag vir julle sê ek lees hierdie boek van 'n man wat in 'n gevangenekamp opeindig. En iemand gee vir hom 'n Bybel. En soos wat dit is, begin hy lees in Matteus en spandeer maar die tyd wat hy het en hy lees daardeur en hy kom by Matteus 15:34 waar Jesus uitroep en sê, my God, waarom het U my verlaat? En hierdie man wat in hierdie haaglike omstandighede is, besluit op daardie oomblik, hierdie God kan ek dien, want hy verstaan wat ek voel. Soos jy daai oues wat miskien in die laaste week of die laaste maand of iewers in die laaste jaar uitgeroep het en gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Dan is jy in goeie geselskap. Vriend van my bel my so 2 weke terug, net nadat ek met my COVID klaar is, en hy sê, hoe gaan dit? Ek sê, nee, ek was baie siek. Hy sê, ja, hy ook, en hy vertel my sy storie, sy vrou was baie siek geweest, en hy's bekommerd oor haar, hy sê, en hy gaan sit eendag buitekant in die tuin, en hy roep uit en hy sê, my God, waarom verlaat U my? Hoor U nie, sien U nie, kan U nie sien wat met my gebeur nie. Ons kom deur hierdie goed en ons kan terugkyk en sê, Here, ag, dankie dat U met my was. Ek en almal van ons, weet ek dink almal van ons was al in hierdie situasie gewees. Daai hartseer, verslaa, daai stikkend, daai desperate moedeloosheid wat oor jou kom en sê, daar's nie meer hoop nie, daar's nie meer 'n toekoms vir my nie. My God, waarom het U my verlaat? 'n man met die naam van Gerald Sitzer skryf 'n boek, die boek se naam is A Grace Disguised, en ek lees in hierdie boek. Hy vertel oor die verlies van sy ma, sy vrou en sy dogter in 'n motorongeluk. In een oomblik verloor hierdie man 3 van die mense wat hy waarskynlik die liefste voor is. Sy ma, sy vrou, sy dogter. Ja. Maar hy skryf die volgende, hy sê, en ek nooi jou luister mooi, hy sê, he chose not to run from his loss, but to walk directly into the darkness, and letting the experience of that overwhelming tragedy transform his life. Jy sien baie keer uit hierdie groot verlies, dan kom hierdie duisternis en ek en jy kan partykeer in daai duisternis gaan sit en die lig uit ons lewe uitkry. Dat God wat lig is, nie plek het om in daai lig in te skyn nie. En die Bybel sê dis nie waar nie, want hy maak die donkerste nag maak hy soos die helder middagson. Maar hierdie man som dit vir my so mooi op. Hy sê, letting the experience of that overwhelming tragedy transform my life. Hy kies om die lewe aan te gryp. He learned that the quickest way to reach the sun and the light of the day is not to run west chasing after it, but to head east into the darkness until you finally reach the sunrise.
Ek onthou dit in my lewe, ek op 'n stadium in desperaatheid, waar ek vir Esther sê, Esther, ons is nie dood nie. Ons lewe, en dit beteken God het nog 'n plan met ons lewens. Dis nie die einde nie. So vandag, ek wens so, baie keer wanneer ek vir mense bid, dan wens ek so ek kan vir hulle bid en sê, Here, vat die hartseer, vat die pyn, vat die negativiteit, al hierdie goed wat hulle hartseer en negatief maak, Here, vat dit alles weg. En dit is ons gebed, ons bid dit, sê Here, spaar ons van teleurstellings, spaar ons van hartseer. Ek bid baie keer en sê, Here, bewaar ons van verkeerde besluite, Here, help ons dat ons die regte besluite maak, Here, hierdie negativiteit, maar ek weet ook die realiteit op die einde van die dag kom, en almal van ons bevind ons op een of ander situasie in hierdie duisternis. En vandag is my raad aan jou, begin weer eens net om te verstaan hoe afhanklik ons van God is. Maar kom in die tweede plek om te verstaan, dat is ongelukkig, deel van ons menswees is hierdie hartseer en teleurstellings en pyn en seer en stikken, dis deel van menswees, dit gebeur. En in daardie pyn, teleurstelling en hartseer, dis die plek waar jy God op sy intenste ervaar. Dis wanneer God kom en hy sê, ek sien jou in jou swakheid raak. Dis wanneer God kom en sê, dat my krag is genoeg vir jou. Ek onthou 'n vriendin van ons eendag in die storie nog vertel en dan gaan ek afsluit. Hierdie vriendin van ons wat 'n brain tumor gehad het en sy val in haar badkamer, sy lê in daardie badkamer en sy huil en sy beklei en sy raas en sy roep uit, Here, hoekom? En op 'n stadium toe sê sy vir die Here, nou het ek niks meer nie. Sy sê, Here, nou het ek niks meer nie. En in daai oomblik hoor sy hoe die Here vir haar sê, now I can use you. Baie keer moet ons net op daai plek kom waar ons verstaan, in my eie krag en my eie vermoëns, ek kan dit nie op my eie krag en my eie vermoëns doen nie. Maar wanneer ek in daai tyd kom en ek kom by die Here uit, dan omarm die Here my, hy maak my sterk, en dan kom hy soos by 'n Paulus wat sê, wat moet ek doen? Dan sê die Here, my krag, my genade is vir jou genoeg. Ek kan op dit staat maak, jy kan daarop bou. So ek wil vandag vir jou bid, en ek weet ek is dalk nie 'n duidelike antwoord nie, ek dink is net 'n sekerheid dat die goed gebeur. In daai tyd is die Here met ons en sy lig skyn weer in daardie nag in, as ons hom net sal toelaat. So ek wil vra om saam met my te bid, en ek wil baie spesifiek bid vir die wat vandag hartseer is en in pyn is. Vader in die hemel, Here, vir ons as gelowiges, Here, is dit die maklikste ding op hierdie aarde om God te vertrou, maar baie keer ook die moeilikste. Maar vandag, Here, ek wil elkeen uitnooi wat luister, Here, of dit siekte is, of dit dood is, Here, of dit egskeiding is en of dit Here slegte nuus, maak die saak wat dit is nie. Ek weet daar's mense wat op hierdie oomblik in 'n plek bevind waar hulle sê, my God, waarom het U my verlaat? Ek wil bid, Here, dat U ons sal help, so moeilik as wat dit is, om soos 'n Job te wees en op daai plek te kom om U te vertrou, dat U gee, U neem, goed gebeur goed en die slegte goed gebeur. Ons kies om die naam van die Here te prys en te loof. Help ons daarmee, Here, op daai manier kom ons nader aan U. Op daai manier, Here, loop ons uit die duisternis en die nag uit in God se lig in. En Here, kan U lig in ons lewens inskyn en kan ons weer gebruik. Eer van die naam en is 'n getuienis van God se goedheid. Amen.